Goeiedag, dankie dat jy weer inskakel. Nou weet jy, ek kan op twee maniere met jou praat. Ek kan met jou praat oor geestelike goed, dan hou ek die ideaal voor, maar ek self sukkel daarmee. Of ek kom en ek sê vir jou, dis hoe ek leef, dis wat ek glo en dis wat ek leef. En ek dink as predikant, maak nie saak na wie jy luister nie, moet jy preek wat jy leef. So jy moet verstaan, ek wil preek oor wat ek leef of wat die Here met my praat. Nou so rukkie terug het die Here met my gepraat oor, kla jy of is jy dankbaar? Kla jy? Kla is moan. Moan is daai, dis hier in jou mond, en jy sê dit nie eens altyd hardop nie, maar jy kla, of jy kla in jou kop. Ek kom baie keer agter, ek kan kla in my kop en niemand hoor dit nie. Ek kla baie hard as ek alleen is, maar wat dan gebeur is, ek by ander mense is daar iets waaroor ek kan kla. Nou, kla is 'n negatiewe ding. Kla, kom ek agter, ek is net ongelukkig en ek sien net die verkeerde ding raak. Dis soos 'n glas met water wat sê maar half is, nou het ek die halwe glas water, dan sal die ou wat kla sê, ja, maar dis so 'n bietjie water, en hoekom is die glas nie vol nie, en die glas, bekyk die glas. Iemand wat dankbaar is, sê, dankie vir die water. Dankie, die water is lekker, dis wat ek nodig gehad het. Hy sien nie eers wat is fout nie, want hy is dankbaar. Nou vra ek, kla jy, of is jy dankbaar? Nou, kla word 'n gewoonte, 'n negatiewe gewoonte. Jy moet vir 'n ding pas op is, jy kan in die wonderlikste plek in die wêreld sit, en dan kan jy nog steeds kla. Jy kan op vakansie wees en by die see sit en uitkyk op die see, dan kan jy nog steeds in jou kop kla oor negatiewe dinge en kla oor goed. Nou ek dink, ons het baie goed om oor te kla, want ons kry so baie nuus van alle kante af. As jy net in die pad ry, dan is dit eintlik hartseer, dan is daar baie goed waaroor jy kan kla, maar ons het so min om oor dankbaar te wees, of ons is net nie oor goed dankbaar nie. En dis nie dat ons min goed het nie, ons het baie goed om voor dankbaar te wees. Jy kan dankbaar wees dat jy lewe, vir jou klere, dankbaar wees vir jou huis, vir jou kar, vir jou kinders. Daar's so baie dinge waar jy dankbaar kan wees. En ek het agtergekom, ons huise is maar oorvol van goed, en goed waaroor jy kan dankbaar wees. Nou wil ek jou 'n skrif wys in die Bybel, in Numeri 11. Nou, dis die volk wat uit Egipte gekom het. God is met hulle, 'n wolkkolom, 'n vuurkolom, die klere het aan hulle groei, niemand het dood gegaan nie. Die Here het hulle bewaar, die Here het beskerm. Hy het vir hulle manna gegee, elke dag, 'n Saterdag, 'n Sabbat, moes hulle dubbel optel vir die volgende dag. Maar elke dag vars manna wat hulle moet optel. En toe begin hulle te kla daaroor. En die volk, Numeri 11 vers 1, en die volk het by die Here begin kla oor hulle swaar kry. Toe hy dit hoor, het die Here kwaad geword. Vuur wat van die Here afgekom het onder hulle uitgebreek. Dit het tot by die kant van die kamp gebrand. Hy wou hulle doodbrand. En toe kla hulle oor vleis. Nou dink 'n oomblik, toe hulle slawe was, toe het hulle swaar gekry. Hulle is geslaan, hulle is doodgemaak, hulle het geween, hulle het baie moeilikheid gehad. Nou red God hulle, daar is 'n vuurkolom, wolkkolom, God is met hulle, en hulle kla, omdat hulle nie vleis het nie. En die Bybel sê, dat God het kwaad geword, omdat hulle kla. Dink 'n oomblik daaraan. Jy wil vir jou kind iets gee, dit kos jou baie geld, baie moeite, jy gee hom iets, en dan kla hy, die kleur is nie reg nie, of hy kla oor, dis nie die regte hoogte nie, of hy is nie regtig dankbaar nie. Dit maak jou kwaad. Ek kom agter, mense raak ook kwaad, as jy iets vir iemand gee, en hulle is nie dankbaar nie, okay, vat dit maar net. Dan wil jy nie weer vir hom iets gee nie, want hy kla net. Maar nou moet ek en jy pas op, dat ons net kla en nie dankbaar is nie. En God raak kwaad. God sien dit as iets persoonliks teen hom, want hy is vir jou goed. Hy help jou, hy is met jou, en dan kla ons oor dinge. So ek wil jou vra om 'n besluit te maak en sê, ek gaan 2026 in, hier Januarie neem ek 'n besluit om dankbaar te wees. Ek gaan die week met jou praat, kla jy of is jy dankbaar? Kom ons bid saam.
Vader, dankie dat U vir ons goed is. En ek bid vir elkeen van ons, dat U ons sal help, dat ons dankbaar sal wees. In die naam van Jesus. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.